Goeienaand broers en susters, kan julle dit glo, ons is by ons laaste aanddiens? Nie ons laaste Pinkster boodskap nie, maar ons is by ons laaste aanddiens vir ons Pinksterreeks, ontwrig die onenigheid. Niemand is meer verbaas as ek, dat ons so ver gevorder het in so kort tydjie nie, en niemand is meer verbaas dat ek nog oorleef het nie. Julle kan nou vir my enigiets vra, my verstand is suf, ek gaan net ja sê. Voordat ons uit die Here se woord uitlees, kom ons vra vir geestelike krag, kom ons vra vir helderheid van verstand en vir 'n stil gemoed, sodat ons die Here se woord op die beste manier kan ontvang. Ons Here, ons wil vir U baie dankie sê vir die afgelope week. Ons wil vir U baie dankie sê nog vir Sondagoggend ook, want ons weet daar gaan U ook met ons praat. Maar ons vra vir nou eers net dat ons vanaand na U woord sal luister en dit sal hoor. Baie dankie dat U ons in staat stel deur die werk van Jesus, deur die werk van die Heilige Gees om te verstaan wat ons vanaand gaan lees en vir die gawe om in die teenwoordigheid van God te mag verskyn. Amen. Ons lees vanaand uit Efesiërs 2, ons lees vers 11 tot 22 en dit begin op bladsy 227 in my Bybel in die Nuwe Testament. Efesiërs 2 vers 11 tot 22. Daarom, onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle, wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het, en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was, want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, met Christus Jesus self as hoeksteen. In hom verrys die hele gebou goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Vanaand se leidende vraag is: wat behalwe kulturele grense verenig ons? Kom ons hervat eers ons Pinksterreeks tot dusver. Sondag aand het ons gevier hoe die Gees God se liefde uitstort. Maandag aand het ons gevier hoe die Gees ons heilig maak, nie moralisties nie, maar meer soos die karakter van Jesus. Dinsdag het ons erken ons is nie ons eie afgode nie. Woensdag vier ons hoe maklik boosheid vermom as iets moois. Donderdag bely ons ook dat geen ander mens of saak God se plek kan volstaan nie. Vanaand dink ons na oor waarheen ons op pad is. Australië se volkslied lui: Australians, all let us rejoice, for we are young and free. Die Europeërs het in 1606 in Australië aangekom, maar by ons eers in 1652. Hulle was gestig as staat in 1901, ons het eers in 1910 'n unie geword en eers in 1961 'n republiek. Die sogenaamde Nuwe Suid-Afrika, ons regering soos wat ons dit vandag ken, kom eers in 1994.
Ons is eintlik young and free, baie meer as Australië. En ons het baie bereik in die afgelope 116 jaar. Die laaste 32 jaar veral was 'n tyd van geweldige verandering. En ons weet mos ook dat vernuwing en ontwrigting hand aan hand loop. En ons weet ook nog dat ons nog so ver het om te gaan, voordat Suid-Afrika in ware vrede kan leef. In die brief aan die Efesiërs moedig Paulus die mense van Efese aan om hulle geskiedenis te onthou. Efese bestaan vandag nog. Dit staan bekend as Selçuk in die Izmir provinsie van Turkye. Die provinsie Asië in die Nuwe Testament was basies waar Turkye vandag is. In Paulus se tyd was daar 'n redelike Joodse bevolking, maar meeste lidmate was nie Jode. En hy sê vir hulle, onthou vriende, die Jode het julle heidene genoem, wat julle nie meer is nie. Hulle het ook nie die hele waarheid gehad nie, dis nou die Jode, want Jesus vervul wat Moses nooit kon nie. Maar die belediging, heidene en onbesnedenis was nie net 'n aanval op jou godsdienst nie. Dit sê ook, waar is jou plek in die gemeenskap? My pa het vir my vertel van een van die Steins wat gepraat het van die Boland en die onderland. Ek gaan nie sê wie nie. As jy nie in die Boland kan woon nie, moet jy maar tevrede wees om met die onderland te woon. Hoe voel ons hieroor? Dis nie baie sensitief nie, is dit? Veral as mens dink hoe groot en hoe mooi ons land is. Ek het al bitter lekker in die Boland, Hoëveld, Kalahari en Karoo gewoon. Die Grieke het dit ook gedoen, dis waar die woord barbaar vandaan kom. Die tale van ander lande het vir die Grieke soos bar geklink. Ons het vandag bla 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 gebruik. Die Jode doen dit ook met die term heidene. Dit sê meer as ek en jy aanbid nie dieselfde God nie. Dit impliseer maar ek is beter as jy. Jy hoort nie regtig hier tussen ons nie. Paulus herinner die Efesiërs, moenie neerkyk op mense wat nog nie Jesus aanvaar het nie. Net soos wat die Joodse Christene nie op julle mag neerkyk nie, wees julle ook lief vir ander mense. Dis nie lekker om weggewerk te word nie. So moet dit ook nie aan ander mense doen nie. Dan kom die draaipunt in vers 13. Maar nou, in Christus Jesus het julle wat destyds ver was, naby gekom. Julle is nou deel van hierdie verbond met Israel. Jesus maak dat Israel vervang word deur die kerk. Daar is nie soos op 'n vliegtuig, besigheidsklas en ekonomiese klas in die kerk nie. Ons is een. Een kommentaar maak 'n geweldige punt oor hierdie verwoesting van die skeidingsmuur wat my stom geslaan het. Ek het nog nooit so hieroor gedink nie en ek wil dit graag met julle deel. Die kommentaar skryf dat vers 14 se middelmuur van skeiding waarskynlik verwys na die tempelterrein. Volgens Matteus se kruisigingsverhaal, wat gebeur binne die tempel as Jesus sterf? Die voorhangsel wat die heiligdom skei van die res van die tempel, dit skeur. Met ander woorde, Jesus maak 'n einde aan die skeiding tussen God en mens. Ons kan in die Here se teenwoordigheid wees, want Jesus se genade stel ons onskuldig. Maar dit was nie die enigste skeiding wat in die tempel gebeur het nie. Iemand mag in die buitehof van die tempel ingegaan het, net as hulle wou. Vroue, kinders en selfs heidene. As jy op die tempelshek ingaan, was daar 'n muur met 'n eislike oop erf. Daar het mense gebid, gesing en stil geword. Dan was daar die eintlike tempelterrein. Dis waar die offers geslag was, onder andere. Daar was nog 'n binnehof gewees. En daar mag jy net ingaan as jy 'n Joodse man was. Daar die middelmuur, wat die Joodse man skei van die res van die wêreld, is nou weg. Hoe gebeur dit? Want volgens vers 14 is Jesus immers ons vrede. Jesus skep nie net 'n omgewing waar daar vrede kan wees nie. Hy moedig ons nie net aan tot vrede nie, hy is ons vrede. Die kerk-hervormer Martin Luther definieer sonde as enigiets wat teen die Here se wil is. So as Jesus die skeidingsmuur afbreek, maar ons wil dit nou weer opbou. Wat is dit? As Jesus iets meer wegdoen en ons wil dit terugbring, wat sal Martin Luther
dit noem. Hy sal dit sonde noem, en hy sal reg wees. Daar sal altyd verskille wees in Jesus se kerk. Ons het gisterand ook gesê, die Heilige Gees kom nie om ons eenvormig te maak nie, maar ons word wel een gemaak. In die laaste paar verse van ons skriflesing gebruik Paulus 3 metafore kort op mekaar. Ons kry 1, medeburgers, nie vreemdelinge en bywoners nie. 2, lede van die huisgesin van God. En 3, deel van die gebou, met ander woorde bakstene, van 'n heilige tempel. Paulus was ongelooflik goed met woorde en hy doen dit hier sommer so in die verbygaan. Ek is seker ons het al verdraagsaamheid en inklusiwiteit as wisselvorme gebruik. Ons dink dit het dieselfde betekenis en dikwels het dit ook. Ons sou ook in 'n fyner sin hieroor kon dink. Om verdra te word, kan ons sê, is om nie weggejaag te word nie. Om ingesluit te word, kan ons sê, beteken om 'n plekkie by die tafel gegee te word. In Suid-Afrika en selfs in die kerk is ons baie goed met verdra. Ek knars op my tande, ek sê niks, dan is daar niks, maar ek is eintlik vies en ek is eintlik bang. As Paulus sê dat almal in Jesus se kerk medeburgers is, dan praat dit van inklusiwiteit. Dit beteken om te verwelkom en om nader te trek. Dan vat Paulus dit verder en noem ons lede van een huisgesin. Ek kan nie kies wie my familie is nie, maar hulle is deel van my lewe. Ek doen die beste met wie ek ontvang het. Ek kan nie my kind inruil vir 'n slimmer of 'n soeter een nie, dis my kind. Ek doen die beste wat ek kan, ek maak die beste van die situasie, want dis familie. Ons is aan mekaar en aan ander verbind, of ons nou daarvan hou of nie. Wie van ons dink die hemel gaan 'n Afrikaanse, Engelse, Zulu en 'n Xhosa afdeling hê? Wie van ons dink daar gaan 'n konservatiewe en 'n liberale kant wees? Kry ons 'n NG en 'n Katolieke en 'n Grieks-Ortodokse hemel? Ek dink nie so nie. Ons is reeds een huisgesin, al is ons uiteenlopend verskillend. Dis hoe ons mekaar hanteer wat ons integriteit gaan bepaal. Hoe nader ek aan die Here lewe, hoe nader beweeg ek ook aan ander mense. Want ons word versoen met God en daarom ook met ander mense. Die heilige tempel wat die Heilige Gees bou in die wêreld met die heiliges is tot eer van God. Daar waar ons mense omarm ten spyte van hulle van ons verskil, daar vereer ons die Here. Een van die getrouste optrede aan God wat ons kan uitvoer, is om lief te wees vir iemand wat op ons senuwees werk. Ons hoef nie van almal te hou nie, maar ons moet vir almal lief wees. So dis beter om van almal te probeer hou. Ons doen dit nie om die lewe vir onsself moeilik te maak nie, ons doen dit ter ere van die Here. Wat verenig ons behalwe kultuur, sport kan die land net so ver bring, ons het meer nodig as die 1995 wêreldbeker. Niemand speel rugby soos die Bokke nie, maar dit kan nie al wees nie. Jesus het ons, wat nie deel was van Israel nie, deel gemaak van die nuwe verbond. Nou is ons een wêreldwye kerk. Soos wat ons hier hoort almal wat in Jesus glo, ook in hierdie kerk. Almal het gelyke regte, almal is familie, en dis hoe ons die Here trots maak. Amen. Ons oneindig groot en oneindig liefdevolle Here. Ons dank U vanaand vir die verskeidenheid wat daar tussen ons klompie in Victoria Wes is. Maar ook wat daar is tussen ons en tussen die res van die land en die res van die wêreld, Here, dat U ons almal uniek gemaak het en tog ons almal deel van U huisgesin gemaak het. Help ons om mekaar lief te hê soos wat broers en susters moet, nie soos wat broers en susters dit dikwels doen nie, en help ons om ons arms oop te maak vir alle mense, vir al die mense wat glo in U. Lei ons op die pad van liefde en hou aan om ons te vorm deur U Heilige Gees. Amen.